God se liefde het nie verander by die kruis nie, want dit kan nie. God word nie lief vir iemand nie, maar is lief vir iemand, of is nie lief vir iemand nie, van die begin af. Dis 'n beginsel van God. God se liefde het nie verander by die kruis nie. Dit het nie. Die evangelie van vandag is gebaseer op dit, dat sy liefde verander het by die kruis. Hy was net lief vir die Israeliete, vir 'n uitverkore volk, tot na die kruisiging toe word hy lief vir almal. Hy kan nie. Hy is wat hy is, en hy is liefde. En liefde kan nie verander nie, want dan verander hy. Soos 'n valse evangelie. God word nie lief vir iemand, maar hy is lief vir iemand van die begin af. Of hy is nie lief vir iemand nie van die begin. Jesaja 41 vers 4. Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af. Ek, Jahwe, die eerste. En by die laaste is ek dieselfde. Ek kan nie verander nie. Hy roep die geslagte, en hy roep ander geslagte nie. En hy is dieselfde. Hy verander nie. Die kruis het hom nie verander nie. Hoe sal die kruis hom verander het? Wat by die kruis het hom verander? Nou Johannes 6 vers 44. Hierdie is Jesaja, dis die profeet wat praat. Hy sê, hy wat die geslagte roep van die begin. Wat bedoel hy? Johannes 6 vers 44. Is Yeshua wat praat. Hy sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Yeshua praat met 'n menigte daarvoor. En hy sê vir hulle, niemand van julle kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Wat beteken dit? Die behoefte wat jy in jou hart het vir God, vir die ware God, kom van hom af. Hy trek jou. Hoekom trek hy jou? Hy is lief vir jou. Jy is syne. Jy word nie syne nie as jy jou bekeer het nie. Jy is syne. Jy steur jou nie aan hom nie. Dan trek hy jou. Dan het jy keuse. Ja, ek wil, of nee, ek wil nie. As jy sê, ja, ek wil, en jy versoen jou met God. Jy word nie sy kind nie. Jy is sy kind. Jy is 'n verlore kind. En dan versoen jy. God het hom met jou versoen. Nou moet jy jou met hom versoen. Dit beteken, jy was eers by hom. Toe word jy ander. Dis nie vir iemand daar buite. Dis vir die wat hy van die begin af getrek het. Ek herinner net weer Jesaja 41 sê, wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin. En nou kom Yeshua en hy roep, en nou sommiges wat daar rond staan wat kommentaar lewer, en hy sê, maar jy kan in elk geval nie kom, as my Vader wat my gestuur het jou nie trek. En as jy kom, en jy versoen jou met my, dan sal ek jou opwek in die laaste dag. En dan Johannes 6 vers 65. En hy sê, dis Yeshua, dis dieselfde gedeelte, hy gaan net aan, en hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is. En wat is die reaksie? Nou sien jy die prentjie, Yeshua staan daar, hy praat met 'n skare. Want so lief het God die wêreld gehad, daar staan die skare. En wat sê hy vir die skare? Om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur die Vader gegee is. En toe, hoe reageer die skare? Hierdie oor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Wat gebeur vandag as jy vir iemand dit sê? God het nie almal lief nie, wat doen die skare? Hierdie oor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Yeshua vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Was hy verleë, of is die skare verleë? Hy is nie verleë nie, hy is die redder. En die skare is die wat verlore is. Hulle loop weg. Hy vra vir sy disippels, vir die 12, wil julle nie ook maar weggaan nie? En Simon Petrus antwoord, en hier is waar ons nou moet kom. As die woorde vir jou hart is vanmôre, en jy kan nie na haar luister nie, dit skop teen jou. Onthou wat het Petrus gesê in hierdie situasie. En Petrus sê vir hom, meester, na wie toe sal ons gaan? Wat is ons alternatief? U het die woorde van die ewige lewe. Wat is die woorde van die ewige lewe? Hy trek nie almal nie. As ek nie daarvan hou nie, loop ek weg. Anderster luister ek daarna, en ek sal opgewek word in die laaste dag. Ek kan nie manipuleer nie. Ek kan nie Yeshua tot ander
insig te bring nie. Hy is die Almagtige.